die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, 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 amen, amen. Goeiedag. Ek hoop het gaan goed met almal van julle. Vandag Sondag 15 November 2020 en ek nooi jou om vandag 'n bietjie saam te dink oor hierdie vraag. Oor wie gaan dit in jou lewe? Dan ook die tema. Wie se partytjie is dit? Kom ons word net vir 'n oomblik stil en dan in ons tyd van stilte word, kom ons word net bewus van God se hier wees, God se by jou wees, daar waar jy nou is. Geliefdes, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Gemeente, genade en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Begrafnisse, dit verstom my altyd hoor. Dan sien jy hoe die goed uit die kas uitklim. Omdat is nou hartseer, die oom is nou net oorlede. En dan moet ons besluit, wanneer gaan die begrafnis plaasvind? Ek is jammer, dominee, nie Vrydag nie. Daar's 'n groot afspraak Vrydag. Iemand anders te sê, nie Maandag nie. Iemand anders te sê, nie Dinsdag nie, die kat gaan kleintjies kry. Amper asof gelus is om by begrafnisse van mense te sê, hoorie so, dit gaan mos nie oor jou nie, dit gaan oor jou pa. Partykeer as ek lus om dit vir mense op te sê met trouens. Almal vir die arme mense wat nou trou gesê hoe hulle die troue moet organiseer. As ek partykeer lus om vir hulle te sê, hoorie so, los hulle, dis hulle troue. Soos iemand wat my die ander dag my vertel van 'n partytjie wat sy gereël het en sy sê die aand van die partytjie toe sit hulle net daar en sy sê maar daar gaan 'n klompie vriendinne en hulle sit hoe een kant en gegil en lag en gaan te kere. En elke keer as sy nader kom dan ignoreer hulle haar. Dis op 'n stadium toe vererg sy nou haar en sy sê hoorie so, dis my partytjie hierdie. Dis nie julle sinne nie. Vanoggend wil ek met jou gesels oor iemand wat vir jou na 'n partytjie toe genooi het. Maar dan is jy so ongeskik nie. Dat jy hierdie ou nie eens raak sien nie. Jy ignoreer hom. Dis amper asof jy dink dit gaan oor jou. En weet jy wat, jy is besig om julle partytjie te mis. So vanoggend saam lees uit Daniël 4. Maar net voor ons lees net die volgende oor Daniël. Hierdie is 'n vertelling. Dis 'n storie. Die storie wat ons lees, waarskynlik is dit so 165 voor Christus geskryf. Op daai stadium was Antiochus Epiphanes. Was hy die ou van Sirië gewees en hulle het toe Jerusalem binnegeval en wat hulle dan gedoen het is hulle het hulle kultuur afgedwing op jou. Hierdie vertelling vat hierdie mense in 165 voor Christus. Hulle vat hulle terug na die Babyloniese ballingskap toe. Toe Nebukadneser, toe hy die koning van Babel was. En dan vertel het ons van 'n droom wat koning Nebukadneser gehad het. Ons lees saam Daniël 4. Daniël 4. Koning Nebukadneser aan al die volke, nasies en taalgroepe wat oor die hele wêreld woon. Voorspoed. Ek betuig met blydskap dat ek die tekens en wonders wat die Allerhoogste God gedoen het, kon belewe. Hoe groot is sy tekens, hoe magtig sy wonders. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk, sy heerskappy duur van geslag tot geslag. Ek,
Nebukadneser het rustig en voorspoedig in my paleis gewoon. Maar toe het ek 'n droom gehad wat my ontstel het. Visioene in my slaap wat deur my kop gemaal en my laat bang word het. Uiteindelik het Daniël, genoem Belsasar na die naam van my God, en wie die gees van die heilige gode is, ingekom, en ek het hom die droom vertel. Ek het vir hom gesê, Belsasar, hoof van die towenaars, ek weet dat die gees van die heilige gode in jou is, dat geen geheim vir jou onverklaarbaar is nie. Hier is nou my droom, lê dit vir my uit. Ek het hierdie visioen in my slaap gehad. Toe ek kyk, sien ek 'n boom in die middel van die aarde. Dit was baie hoog. Die boom het so groot en sterk geword, dat sy top aan die hemel geraak het. Dit is oral op die aarde sigbaar. Sy blare was mooi en sy vrugte was groot. Daar was genoeg kos aan hom vir die hele wêreld. Onder hom het die wilde diere skaduwee gesoek. Sy takke het die voëlsnes gemaak. Alles wat leef het van hom hulle kos gekry. Terwyl ek nog so kyk, het ek in my slaap die visioen sien, kom daar 'n wag, 'n engel uit die hemel uit af. Hy het hard geroep, kap af die boom, kap af sy takke, stroop af sy blare en gooi weg sy vrugte. Die wilde diere moet onder hom uit wegvlug en die voëls uit sy takke uit. Maar bind 'n yster en 'n bronsband om sy stomp en laat dit in die grond bly saam met die gras in die veld. Nebukadneser moet snags deur die dou nat gemaak word, want die plante leef saam met die wilde diere. Sy verstand moet anders word as die van 'n mens, om die verstand van 'n dier kry. Moet 7 tydperke lank oor hom kom. Toe het Daniël die droom nou uitgelê en hy het nou vir die koning gesê dat hy die boom is. En dan lees ons vanaf vers 28, na 12 maande, terwyl hy op die dak van die paleis geloop het, het hy gesê, kyk hoe groot is Babel, deur my groot mag het ek daarvan 'n koningsstad gemaak, tot my eer en roem. Sy woorde was nog nie koud nie, toe kom daar 'n stem uit die hemel. Daar besluit koning Nebukadneser, dat hy jou koningskap onthef gaan word. Hy sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef en gras moet eet soos beeste. Dit sal 7 tydperke lank oor jou kom. Dan sal jy moet erken dat die Allerhoogste mag het oor die koninkryke op aarde en dit gee aan wie hy wil. Dieselfde oomblik het oor Nebukadneser gekom wat oor hom gesê is. Hy is uit die menslike samelewing uitgestoot en moes gras eet soos beeste. Hy is snags deur die dou van die hemel nat gemaak en sy hare het so lank geword soos die vere van 'n arend en sy naels soos die van 'n voël. Toe die vasgestelde tyd verby was, het ek, Nebukadneser, na die hemel opgekyk om hulp en het ek my verstand teruggekry. Ek het die Allerhoogste geprys. Ek het hom wat ewig leef, geloof en geëer. Aan sy heerskappy is daar geen einde nie. Sy koninkryk bestaan oor al die geslagte heen. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig elkeen wat dit hoor en sy lewens daarvolgens inrig. Die van julle wat ouer is, sal seker daai liedjie onthou hier in die 60er jare. Dink is 1963 rond 'n lied van Leslie Core. It's my party, and I cry if I want to. It's my partytjie en ek sal huil as ek wil. It's my party, dis my partytjie. Dis wat koning Nebukadneser ook gedink het. Vers 29 en vers 30. Hy daar op die dak gestaan en gesê, ja, kyk hoe groot is Babel. En hoor nou net hierdie woorde wat hy gebruik. Hy sê, dis deur my mag dat ek van hierdie stad 'n koningsstad gemaak het, tot my eer en tot my roem. Dis my partytjie hierdie. Dis my lewe hierdie. Dit gaan oor my, dit gaan oor wat ek reg gekry het. En dan die vraag, waaroor gaan die lewe vir jou?
Wie is die hoofkarakter in jou lewe? Die hoofkarakter in jou storie. Wie is dit? Is dit dalk jy? Is dit jou partytjie hierdie, waar dit oor jou gaan en wat jy kan regkry? In die droom wys die Here vir koning Nebukadneser, weet jy wat, jy sê so oulik soos jy dink nie. Jy het gedink, dis jy wat die volk in ballingskap weggeneem het, maar nee, jy is verkeerd. Die Here sê, dis ek wat hulle vir jou gegee het. En voor jy dit nie raak sien, voor jy nie sien dat het eintlik God se partytjie hierdie is nie, voor jy nie tot daai besef kom dat God in beheer is nie, dat hy die een is waaroor alles eintlik gaan nie. Voor dit nie gebeur nie, gaan jy soos 'n bees ronddwaal, gras vreet in die veld. Dis die jaar 165 voor Christus, Antiochus Epiphanes, hy vat Jerusalem, maar hierdie ou is nie so lekker in die kop nie. Ek kom 'n bietjie gaan oplees, hy het baie ekstreem goed gedoen. En daarom sou die eerste hoorders, sou hulle dit goed verstaan het, hierdie ding van iemand wat nie so lekker is nie, wat daar in die veld rondloop, soos 'n bees. Nou kom die boodskap via die vertelling, dis omdat hy nie die Here se heerskappy raak sien nie. Dis nie omdat hy nie die Here erken nie. Dis omdat hy dink, dis sy partytjie hierdie, dis wat ek vermag het, wat ek kan doen, wat ek het. Alles gaan oor my. Ek is in beheer. Maar die Here sê, dit gaan nie oor jou nie. Jy dink, jy het Jerusalem gevat. Die Here sê, nee, ek het hulle vir jou gegee. Geliefdes, gaan ons lewens, jou lewe, gaan dit oor jou? Waaroor gaan jou lewe? Waarvoor staan jy op in die oggende? Wat maak dat jy by die werk is? Wat maak dat jy tussen vriende is? En jy, wat het jy? Is dit joune? Wie het ons wys gemaak? Wie het ons wys gemaak dat die lewe oor ons gaan? Wie het ons wys gemaak dat ons in beheer is? En dis die hartseer van die lewe. Ons het regtig soos beeste geraak, wat ronddwaal, wat net vreet, wat net lewe, wat net veg vir oorlewing. Was dit nou waaroor die lewe gaan? Die ouwe die stamp in die seer. Die seer dinge van die lewe, die ouwe wat ons vat, dalk het dit ons gemaak, dat ons terugtrek in ons eie koninkryke in. En hierdie koninkryke van waar dit net oor onsself gaan, waar ons dink, die lewe skuld ons dinge. Waar ons dink, ons het die reg om te praat, om te kan doen, ek het die reg om te kan vat. Waar ons ook op ons paleise staan en sê, Jesus, kyk wat het ek, kyk wat het ek vermag, kyk wie is ek. Interessant nie, as jy luister na hierdie droom, Nebukadneser, jy's hierdie boom, hierdie boom met die mooi blare, hierdie boom wat vrugte dra, wat al vir almal kan eet, die wilde diere kan kom rus onder jou, en die voëls kan kom nes maak daar onder jou. In die middel van die aarde staan hierdie boom. Onthou jy 'n ander boom wat ook daar in die middel gestaan het? Daar in die middel van die tuin van Eden, onthou jy dit, daar Genesis? Die boom van die lewe, waar die lewe kom. In die Bybel is die koning gesien as die ene wat lewe bring. Mens leef vanuit die koning. Hy is gesien as die boom van die lewe.
Hy gee vrugte, die koning, hy gee blare, hy gee koelte. Maar wag, onthou jy, as jy jou Bybel ken, daar's nog iemand wat gepraat het van 'n boom wat koelte gee, 'n boom wat vrugte gee. Matteus 13:31. Die koninkryk van die hemel, soos 'n mosterdsaadjie, wat iemand gevat het en in 'n land geplant het. Dis die kleinste van al soort saad. Maar as hy uitgegroei is, dan word dit 'n boom, sodat die voëls in die takke kan kom nes maak. Ja, nou, dis Jesus wat dit gesê het. Die koning het 'n invloed op mense se lewens. Sy lewe beïnvloed hulle lewens. Sy lewe gee hulle lewe krag en gee hulle lewe vrugte en gee hulle lewens koelte. Maar dit gaan weggevat word nie, Pikatmeester. Jesus sê sy koninkryk groei. Jesus sê hy groei sy koninkryk. Maar hy groei sy koninkryk deur my en deur jou. Jesus sê hy bou sy koninkryk deur my en jou, deur ons invloed. Hy gebruik jou om koelte te gee. Hy gebruik jou om vrug te lewer en vrug te lewer wat vir ander mense dinge beteken. Hy gebruik jou om kos te gee vir iemand anderste. Die vraag is nie of hy bou nie, want hy doen dit. Die vraag is, wat se invloed het jy? Maar hier is die ding nie. Solank as wat jy dink, hierdie is my partytjie, dit gaan oor my, wat ek kan kry, dan verloor jy invloed. Dan verloor jy invloed op mense se lewens. Dan verloor jy invloed om iets vir mense te beteken, om iets vir mense te kan sê wat iets vir hulle lewens kan beteken. Dan verloor jy die reg om iets vir mense te kan doen. En waar jy die hoofkarakter is in hierdie verhaal, waar dit gaan oor jou in hierdie partytjie, dan staan jy met al jou seer en jy kan nie fokus op die mense om jou nie. Jy sien hulle seer mis. En so sien jy nie raak wat God besig is om jou te doen nie. So sien jy nie raak wat God besig is om sy koninkryk te bou nie. Dalk is jy tans 'n bees wat sonder verstand ronddwaal. Dalk is jy ook een van daai ouens wat soos die meeste van ons, maar wat dink die lewe gaan oor onsself. Dis my partytjie hierdie. Meneer en mevrou Bees. 4 dinge vir jou. 4 dinge vir jou, meneer en mevrou Bees. Dalk is die virus. Is dit juist 'n tyd wat die Here gebruik om vir jou te wys waaroor die lewe gaan. Wat hy vir jou wys, dis nie jou partytjie hierdie nie. Dis juist hierdie tyd wat hy gebruik om te werk in jou hart en jou lewe, sodat jy weer kan verstand kry. Maar nommer 2, wat het gebeur? Wat het gebeur? Wat het gemaak? Wat is daai seer wat gemaak het dat jou lewe so op jouself gefokus is? Wat is daai ding? Kom man, noem dit vandag. Noem dit by die naam. Wat het gebeur? Nommer 3, gaan kuier 'n bietjie by die Here. Gaan kuier by hom met in die een hand met dit wat hy jou wys waaroor die lewe gaan. En in die ander hand, wat is hierdie seer van jou? Gaan kuier by die Here. Nommer 4, begin vandag, sê dit oor en oor by elke geleentheid. Hierdie is nie my partytjie nie. Dit gaan oor hom. Hy is die hoofkarakter. Laat die lig, elke geleentheid, laat die lig op God skyn. Amen.
Grote God, Hemelse Vader, ons loof en ons prys en ons eer U. Here, ons wil soos Nebukadneser wil ons sê, U is God, U is die Allerhoogste, U is die een wat in beheer is. Here, maar tog dink ons baie keer die lewe gaan oor ons. Ons dink baie keer ons is in beheer. Here, ons bid vir vergifnis dat ons so maak, dat ons so dink, dat ons so leef. Here, ons bid dat U ons sal help. Waar ons soos beeste ronddwaal in die veld. Wat ons soos diere is wat nie verstand het nie. Dat ons werklik waar sal hoor dit wat U ons leer, dit wat U ons wys. Dat ons sal hoor dit wat U vir ons wys dat die lewe oor U gaan. Hemelse Vader, maar dat ons ook, Here, vandag na U toe kom en vir ons vra, Here, wys ons. Hoekom doen ons dit? Hoekom leef ons so vir onsself? Hoekom dink ons is so in beheer? Here, ons wil by U kom sit. Want ons kom tot die besef, Here, hier is U partytjie. Hier is U partytjie. Dis U wat in beheer is. Dis U wat bou. Dis U wat bou in die koninkryk. Hemelse Vader, daarom bid ons ook juis daarom vir elkeen van ons wat vanoggend luister. Ons bid vir ons wat deur 'n moeilike tyd gaan. U ken ons harte, U ken ons lewens. Ons wil dit vir U kom gee. Ons wil vra, Here, gee genesing waar daar genesing nodig is. Daar waar mense baie siek is. Ons bid asseblief, Here, dat U geloof sal gee waar mense stoei met dinge. Waar mense plat is op die vloer. Want ons stel U op. Hemelse Vader, ons het U nodig. Ons is afhanklik van U. Ons dink ons kan sonder U lewe, ons kan nie, Here. Ons bid, Here, seën U ons. Seën U ons land. Ons bid vir ons land, ons bid vir ons regerders. Ons bid dit, want U is God, U is die Here. In Jesus naam. Amen. Die Here is voor julle, om die pad vir julle gelyk te maak. Die Here is langs julle, om julle in sy arms toe te vou. Die Here is agter julle om die aanvalle van die vyand af te slaan. Die Here is onder julle, om julle te dra as julle mag val. Die Here is rondom julle, om julle te beskerm. Die Here is bokant julle, om julle te seën. Die Here is binne julle, om julle te lei na sy wil. So seën die drie-enige God julle, van nou af tot in ewigheid. Amen. Dankie dat jy saam geluister het. Onthou as waar jy ook al is, onthou wie se partytjie dit nou eintlik is. Dan herinner ons u ook dat ons 22ste is ons nagmaalsdiens en dan die 29ste is ons dankbaarheidssondag en ons Kerssangdiens. Dankbaarheidssondag, broers en susters, hierdie jaar het ons werklik wel baie rede tot dankbaarheid. En daarom is die gedagte dan ook dat ons vir die Here kom dankie sê vir seëninge die jaar. Ja, dit is 'n moeilike jaar vir ons almal, maar nog steeds is daar baie rede tot dankbaarheid. Daarom kom ons sê vir die Here dankie. Maar kom ons by hierdie geleentheid en ons kom sing saam tot lof van die Here vir die Kerstyd wat voor lê en besonder vir sy seun wat mens kom word het. Want dis waaroor dit moes gaan. Broers en susters, dan met ons hierdie geleentheid vra ons ook dat jy asseblief 'n bordjie eetgoed sal saambring en dat jy ook 'n kers sal saambring. So broers en susters, onthou dit, teken dit asseblief aan. Gaan in vrede.